wat wag op die redding van die Here. Vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die Almagtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is, in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your Holy Spirit living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, Lord, and I'm lost without you, Holy Spirit. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your Holy Spirit living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, Lord, and I'm lost without you, Holy Spirit, and I'm desperate for you, oh Lord. Yes, I'm lost without you. I'm lost without you. Goeiemôre geliefdes, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde, u woord, u teenwoordigheid, alles dinge wat ons lewe vir ons ryk en vol maak. Here, dankie dat ons nou u woord kan oopmaak, daaruit kan lees en daaruit kan leer. Wil u dit tot 'n wonderlike seën vir ons almal maak. Amen. Nou geliefdes, iets wat ek dink ons almal in hierdie afgelope tyd ervaar het, is hoe afhanklik ons is van mekaar en dat dit eintlik deel van ons lewe is om elke dag met iemand te gesels of met iemand kontak te maak of net om sommer in die winkels rond te stap en te voel jy's deel van ander mense. Maar nou was dit in die afgelope tyd nie altyd moontlik nie, ons moes by die huis bly natuurlik. En die groot vraag kom dan natuurlik ook, waar is God? Want as jy by die huis sit en jy voel alleen of jy voel daar is krisisse wat in jou opbou, spanninge, frustrasie, dan dink ek ons as gelowiges vra, waar is God? En daarom wil ek hê ons moet vanoggend na die twee groot G's, dit is nou hoofletter G, twee groot G's kyk, wat ons in hierdie tyd ook kan help om hierdie vraag te beantwoord, waar is God? Nou, gaan ek nie 'n spesifieke gedeelte voorlees vanoggend nie. Ek gaan dat verskillende dele, soos ons deur die preek beweeg, verskillende dele
voorlees om by die twee groot gees uit te kom, geloof en gebed. Geloof en gebed. En ons gaan begin by geloof. En in Johannes Evangelie speel geloof 'n geweldige belangrike rol. Want daar staan, as jy in Jesus glo, het jy die ewige lewe. Dis met ander woorde die manier hoe 'n gelowige by God uitkom. En daarom beklemtoon Johannes hierdie saak van geloof en kom hy uiteindelik in hoofstuk 9 by die hoogtepunt waar hy verduidelik wat geloof presies is. En in hoofstuk 9 kry ons die verhaal natuurlik van die blinde man. Nou gaan ek nie die hele verhaal lees nie, gaan hom so kortliks vertel. Die blinde man het gebedel. En toe stap Jesus verby en natuurlik roep hy na Jesus en Jesus maak hom gesond. En toe loop, en dit het ongelukkig op 'n Sabbatdag gebeur, dit moet ons onthou. En toe hy nou loop en vertel, toe hoor die Fariseërs, die Jode wat sê jy mag nie op 'n Sabbatdag werk of iemand gesond maak nie, hoor toe hiervan en hulle storm op hom af en sê vir hom nou maar, wie het jou gesond gemaak, wie die wet oortree? En hy verduidelik toe dat dit Jesus is. Maar toe wil hulle nou baie seker maak, want hulle is nou besig met 'n groot hofsaak. Hulle wil nou hierdie Jesus aan die pen laat ry. Toe roep hulle sy ouers. En sê sy ouers moet kom getuig of hierdie man wat hier voor hulle hof nou staan, of dit nou regtig daardie blinde man was, en of hy nie dalk iemand anders is nie. Toe die ouers daar kom, toe sê hulle, nee, hierdie is ons seun en hy was blind. Toe sê hulle nou vir hom, maar hoe het hy by die punt gekom waar hy nou weer kan sien? Toe skrik die ouers en sê, nee, vra hom, hy is groot genoeg. En dit is waarskynlik een van die kernpunte in hierdie verhaal, dat toe hierdie seun sy ouers die nodigste van alles gehad het sy ouers hulle rug op hom gedraai. Het hy alleen daar gestaan. Het hy gevoel hoe om verlate te wees, dat daar niemand is wat hom kan help nie. Behalwe het hy, en hier kom die kwessie van geloof in, behalwe dat hy in hierdie man, Jesus, wat hom genees het, iets meer gesien het, as net 'n wonderwerker. Dat hy in hierdie man, Jesus, iemand gesien het met liefde, liefde wat lyk na God se liefde. En daarom het hy gesê, dit kan ek nie verloor nie. Hierdie ervaring, hierdie belewenis, dat God ook by my is en my ook lief het, kan ek nie los nie. En daai man steek daar vas en hy begin met hierdie slim mense, hierdie Fariseërs argumenteer. Nou is dit nogal interessant as jy hier by vers 30 rond 28-30 lees hoe hy argumenteer. Hy sit daai mense behoorlik ore aan, want hulle kan hom later nie antwoord nie. Toe beledig hulle hom maar net en sê, maar jy's 'n sondaar, hulle gooi hom uit die kerk uit, of uit die sinagoge uit. Nou wat dit beteken is baie ernstig, want die sinagoge destyds was amper 'n sosiale sentrum. Dis waar al die Jode by mekaar gekom het, waar hulle met mekaar gepraat het, waar hulle mekaar ondersteun het. Met ander woorde, as jy uit die sinagoge uitgegooi is, dan het jy nie meer 'n gemeenskap rondom jou nie. Sy ouers wil niks met hom hê nie, te doen hê nie. Nou kry jy hierdie klomp Jode met wie hy normaalweg omgegaan het, hulle gooi hom uit, so hy was werklik alleen. Tot hy op 'n punt kom, waar hy Jesus weer raakloop. En hy vra toe vir Jesus, wie is die seun van die mens, deur wie ek gered kan word? En Jesus sê vir hom, hy staan voor jou. En op daai oomblik, gaan sy geestelike oë oop. Jesus het voorheen sy liggaamlike, sy fisiese oë oopgemaak. Maar op daai oomblik wat hy voor Jesus staan en hy sien dat Jesus die ware God is, sê die teks, het hy op sy knieë neergeval en dan word die Griekse woord gebruik, hy het hom aanbid.
En nou staan hierdie klomp fariseërs, hierdie klomp Jode, staan en bekyk hierdie storie. En nou gaan ek 'n stukkie saam lees. Ekskuus. Vers 35. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy hom, glo jy in die Seun van die mens? En dan kry ons nou daai verhaal, waar hy glo en dan uiteindelik aanbid. En toe kom die Jode en Jesus sê, ek het na hierdie wêreld toe gekom, om die mense voor 'n beslissing te stel, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. En party van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, en daarom bly julle skuldig. Nou hier word die Jode, wat goed kon sien met hulle gewone oë, blind genoem. En hulle sê, maar ons is nie blind nie. En Jesus sê vir hulle, julle is. Want as julle kon sien, sou julle ook gesien het wat hierdie blinde man, wat genees is, gesien het. Sou julle ook gesien het, dat hy wat voor julle staan, die ware God is. Die een wat vir julle redding en heil bring. Die een wat julle nooit los sal laat nie, omdat niemand julle uit sy hand kan ruk nie. Nou geliefdes, as ons nou vra, wat gebeur hier? Dan loop ons vierkantig in die woord geloof vas. Want weet julle wat beteken geloof? Geloof is nie sommer net, jy weet, ek glo, dit gaan vandag reën, of ek glo dit of dat, so los gepraat nie. Geloof is iets wat met jou gebeur. Soos hierdie blinde man se fisiese oë oopgegaan het, en hy kon sien. So beteken geloof, dit sê hierdie gedeelte vir ons, so beteken geloof dat my geestelike oë oopgaan. Dat ek skielik kan sien, hoe lyk God se wêreld. Dat ek na 'n gewone man voor my kan kyk, Jesus, en met my geloofsoog kan sien, dat hierdie Jesus wat hier voor my staan, is die ware God wat vir my heil bring. Dis met ander woorde, om dit so te stel, dis jou oë van jou siel, wat oopgaan, om die geestelike werklikheid van God raak te sien, en punt nommer 2, om deel te word van daai goddelike geestelike werklikheid. Met ander woorde, nou skielik besef jy, ek is nie alleen nie. Hoekom? Want met my geestelike oë besef ek, God is by my. Ek hoef nie bang te wees nie. Hoekom? Want God sê, niemand sal jou uit my hand ruk nie. Ek hoef nie alleen te voel nie. Hoekom? Want God sê, ek is by jou. En geliefdes, dit is die groot geheim van Christendom. Dat jou wêreld verbreed word, om ook die wêreld van God in te sluit. Of anders gestel, dat God se wêreld ook jou wêreld en jou insluit. En dan praat die Bybel in sulke wonderlike terme oor, jy is geseënd, jy die saligheid, jy's gered. Al sulke wonderlike terme, God hou jou erfdeel vir jou in die hemel vas. En dis dinge wat jy dan, omdat jy God se wêreld sien en besef hy is werklik daar. Hierdie dinge kan jy daarom vir jouself toeëien. Maar as ons dan nou sê ons sien God, dan kom ons by die tweede groot G, naamlik gebed. Want baie keer vra mens, waar is God? En ek bedoel, ons almal as Christene gaan baie keer op ons knieë en dan voel ons, die hemel is toe, ons gebede slaan nie in die plafon vas. Of is dit nou regtig, luister God, hoor hy my? Of baie keer in ernstige gevalle vra ons, is God regtig daar? Hoor hy my? Sien hy my? Of praat ek nou maar net hier in die wind? En dis hoe die disippels moes voel in hoofstuk 14, toe Jesus vir hulle sê,
Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, hoor, glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek en as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. Ek het gegaan om vir julle plek gereed te maak, maar ek kom weer terug na julle toe. En is hierdie, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, wat hierdie disippels, dit lees ons in hierdie gedeelte, baie bang gemaak het. Want hulle het geweet, Jesus is by hulle, hy het hulle beskerm. Hy was hulle Here. En hulle het hom gesien, en hulle kon hoef nie te twyfel daar nie. Nou skielik gaan hy weg. En wat gebeur met hulle? Hulle bly alleen agter. Skielik kan hulle hom nie meer sien nie. En dan klink Jesus se woorde op. Glo in God, glo ook in my. Bly die teenwoordigheid van God in jou lewe erken. Moenie jou oog, jou geestelike oog, afval van hierdie teenwoordigheid van God nie. Al dink jy hy's ver, hy's nooit regtig ver nie. En nou weet ons, dat in enige verhouding, die gesondheid van daai verhouding gemeet word, aan die kommunikasie tussen die twee persone. As jy en jou man, of jy en jou kind, nie met mekaar gesels is, jy mekaar ignoreer, nooit iets met mekaar deel nie, nie vir mekaar eintlik daar is in julle persoon, in julle hande, in julle mond, vir die ander persoon daar is nie, dan gaan daai verhouding agteruit. Hy kan nie groei nie. So die saad wat groei, en die water wat dit nat maak, is ons kommunikasie, ons praat, ons teenwoordig wees by die ander persoon. En daarom lees ons net 'n paar verse in vers 12, paar verse verder, in vers 12, lees ons die volgende woorde. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal die dinge doen wat ek doen. Met ander woorde, as jy God raak sien, sal jy besef hy's by jou, en sal jy saam met hom hierdie lewe leef, sal jy nie goed wil doen wat hom teleurstel nie. En dan sê hy in vers 13, wat julle dus ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Is dit nie wonderlik nie, dat gelowiges hier uitgenooi word, opgeroep word, om met God te praat. En dis 'n geweldige voorreg, want die ou Jode kon dit nie sommer net doen nie. Hulle moes na die priester toe gaan, en die priester het namens hulle gebid ensovoorts, maar hier kom Jesus en sê die gelowiges het die wonderlike voorreg om waar hulle ook al is, hulle knie te buig, hulle hoof te buig, hulle oë toe te maak en te praat. En God hoor dit. En God hoor dit nie alleen nie, maar God sê ook, hy antwoord dit. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. Maar nou hierdie stukkie wat tussenin is, wat julle ook al in my naam vra, dis die geheim. Want julle sien, hier staan nie net sommer dat ek kan nou daar instap by God en vir God sê, God doen dit of dit of dit, dat God nou een of ander diensknegt vir my word nie. Gebed beteken dat ek na God toe gaan, dat ek op sy skoot gaan sit, dat ek hom in die oë kyk en met hom praat. En in daai op sy skoot sit, daai atmosfeer van naby hom wees, in sy oë kyk, sy arm om my voel, en my arm om sy lyf voel. Op daai oomblik word ek oorweldig deur die teenwoordigheid van God. Besef ek dat die lewe, my lewe, die werklikheid, eintlik in die hand van God is. Dat sy wil moet geskied. Dat as sy wil geskied, hierdie wêreld sal verander, my lewe sal verander, omdat ek die krag van God, sy hulp, sal kan ervaar. So gebed doen op my ou einde meer aan my, as aan God, want God weet wat ek wil vra. Maar wat hy graag wil hê, is dat ek met gebed op sy skoot kom sit, en in afhanklikheid van hom, in erkenning van hom, dat hy die grootte God is, met hom praat.
En terwyl ek daar sit met hom praat, besef dat ek my lewe, my wil al hoe meer in ooreenstemming moet bring met die wil van God. Dat my woorde al meer die woorde sal wees wat God gelukkig sal maak. Dat dit wat ek van hom vra en wat ek met my hande wil doen of wat ek met my lewe beplan of hoe ek binnekant voel, dat sy wil dit al hoe meer kleur, dat dit word soos God dit werklik wil hê. Dat dit sal word hoe my skepper wat my gemaak het, wat my verstaan, wat weet waarheen ek op pad is, dat daardie skepper se wil my al hoe meer vorm. En geliefdes, hierdie gesprek met God, laat jou verhouding met hom groei. En ek dink julle kan sien hoekom. Omdat sy wil op daai oomblikke al meer jou lewe deursuur. Omdat jy daardie geleentheid kry om ook jou eie gedagtes, jou eie gevoelens voor God uit te stort, dat God se lig daarop kan skyn en jy daaruit kan leer. Geliefdes, wat 'n wonderlike gawe. Eerstens, om te kan glo, om te kan weet en te kan sien God is by jou. Jesus is by jou, jy hoef nie te twyfel nie. Jy is in sy hand. Tweede gee gebed. Dat jy nie kan sê, God, u is nou hier, maar wat nou nie, maar dat jy met God kan praat, dat jy met hom in 'n verhouding kan gaan, dat jy weet jy is nie alleen nie, dat jy jou sorge nie alleen kan dra nie. Sonder geloof kan jy God nie raak sien nie. Met geloof sien jy hom raak en kan jy met hom kommunikeer. Geliefdes, mag dit die storie van jou lewe wees. Mag dit jou lewe verryk om elke dag in geloof na God toe te gaan. Om vir God in gebed te vra om jou geloof te versterk. Juis dat jy hom kan sien en meer intiem met hom kan praat. Geliefdes, geniet die Sondag, geniet die week in die wete, God is by jou in geloof en gebed. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike versekering. U is by ons in geloof en in gebed. Amen. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, loving Word. Ons almagtige Vader, dankie vir ons erediens vanoggend, waar ons U kan aanbid, loof en eer en kon stil raak in U woord. Deur ons dankoffers glo ons in U en word ons geloof versterk. Dankie Here dat ons geloof 'n vaste fundament is wat nie ingeperk kan word nie. Help ons om in hierdie tyd op te kyk na U en te weet waar ons redding vandaan kom. Wees ons asseblief genadig in hierdie tyd. Ons bid dit alleen uit genade uit. Amen.
saam